En om verder oor die omstrede Brexit te gesels, is ekonoom Lulu Kriegel nou by ons in die Enies ateljee. Baie welkom Lulu. Dankie Daniel. Die presidentsie het nou probeer paai, maar as jy een van daardie ekonome wat reken, hier is dalk rede om bekommerd te wees, kan hierdie ons dalk in 'n resessie laat beland? Wel, die onsekerheid wat ons sien in die markte is natuurlik nie iets wat ons op hierdie stadium wil hê nie. En ongelukkig gaan dit nog 'n hele paar maande duur tot Oktober ten minste voor ons meer duidelikheid gaan kry oor wat die Verenigde Koninkryk se nuwe regering wil doen. Die minister van Finansies het onder andere genoem van handelsooreenkomste wat heronderhandel moet word. Ja, ons verhoudinge met die Verenigde Koninkryk sowel as met die res van Europa is sterk, maar as 'n blok is dit nog steeds ons belangrikste handelsvernoot en daar is sekere van hierdie faktore wat in heronderhandelings wat dalk nie heeltemal in ons guns kan gaan nie. En natuurlik soos ek sê, ontwikkelende markte, altyd as dinge onseker is, nie 'n baie aantreklike plek vir beleggers nie. So dit alles ongelukkig speel 'n rol. Dis nou die ekonomie in die breë, maar hoe kan dit ons verbruikers se sakke raak indien wel? Ja. Ek dink die belangrikste ding is dat baie besighede in Brittanje dalk van hulle bestedingsbesluite gaan uitstel as gevolg van die onsekerheid. Hulle gaan dalk besluit om meer kontantreserwes te hou. Veral as dit besighede is natuurlik met wie ons handel dryf, kan dit moontlike impak hê op ons vermoë om uit te voer na daardie besighede. So op die ouene van die dag is dit net hierdie wag en kyk en die uitstel van besluite. Dis ook moontlik dat ons inflasie kan sien verhoog in Brittanje en dat hulle ook probleme gaan hê om toegang te hê tot krediet. So met 5% van ons handel wat met Brittanje gedryf word, is dit natuurlik iets wat vir ons belangrik is. So wat sou jy wou hoop om te sien van die regering se kant af? Hoe moet Pravin Gordhan, die tesourier, nou optree? Ek dink die belangrikste ding is om te probeer om so gou as moontlik sekerheid te kry. Ongelukkig sit ons aan die ontvangkant en ons moet maar kyk wat in die Verenigde Koninkryk gebeur. Ek dink ter wille van hulle eie ekonomie gaan hulle probeer om so vinnig as moontlik duidelikheid en sekerheid te kry oor sekere belangrike ooreenkomste en so aan. So ongelukkig op hierdie stadium moet ons maar 'n bietjie sit en wag en kyk. Die belangrikste ding vir ons is om vir verbruikers of vir beleggers 'n duidelike boodskap nog steeds soos wat ons tot nou toe gedoen het te stuur om te sê, luister, ons doen alles in ons vermoë om die Suid-Afrikaanse ekonomie te laat probeer groei. Dit lyk asof baie ekonome onverwags betrap is met hierdie aankondiging. Het jy gedink dit gaan gebeur, die Brexit? Wel, ek dink as 'n mens gaan kyk na van die steekproewe wat aanvanklik gedoen is oor waarheen dit moontlik kan gaan, het dit gelyk of dit baie naby gaan wees. En ek moet eerlikwaar sê, as 'n mens gaan kyk na van die 1-tot-1 onderhoude wat gevoer is, moes dit ons dalk nie heeltemal so onkant gevang het soos wat dit het nie, maar dit is natuurlik ongelukkig nog steeds 'n verrassing. Baie dankie Lulu. Dit was dan ekonoom Lulu Kriegel.